Goeiedag aan al ons mense wat luister na ons kanaal YouTube James en Valerie hier van Suid-Afrika. Ons is super opgewonde oor die Koninkryksboodskap wat ons lewe al vir jare en ons so bly dat ons kan ek probeer altyd Afrikaanse woord kry, kan evolve. Met ander woorde, jy weet daar's baie meer as wat jy geleer was. En dit sal nooit gebeur, jy sal nooit groei as jy op 'n punt kom waar jy sê maar daar moet meer wees nie. Jy bevraagteken. So ek wil net vir julle sê, almal wat luister na ons YouTube channel, jy het die reg om navraag te doen, om ondersoek te stel. Dis jou menslike soewereiniteit om dit te kan doen. Nie net vir alles vir soetkoek opeet nie en glo dis die waarheid nie. Ek glo daar's waarheid. Dan glo ek daar's halwe waarheid, maar ek glo daar's volle waarheid. En ons verkondig ons lewe in die koninkryk van Abba Vader. Onthou, al ons video's wat ons maak op YouTube kan julle deel met wie julle ook al wil, en dis julle besluit. Ons skiet net die saad van die woord uit en dis julle verantwoordelikheid wat julle daarmee gaan doen. Nou onthou, ons 3D en 5D bewustheid spreek van dimensies, jou bewustheid. 3D bewustheid, dimensies spreek van jou natuurlike mens, die 5 sintuie van die woord vir ons sê, die vleeslike mens. En dan die 5D bewustheid, dimensie spreek van 'n geestelike mens. So ek wil dit net noem van die begin af, want ons gaan dit baie in ons aanhalings van ons onderwerpe met julle deel. 3D bewustheid teenoor die 5D bewustheid. Nou ons weet daar's baie ander nog dimensies, die 6th dimension, 7de dimensie, 8ste dimensie, maar ons hou vir praktiese redes om te kan verstaan die 3D en die 5D bewustheid, die dimensies, jou verstaanbaarheid, jou konsep oor sekere situasies. Nou, koninkryks bediening is altyd 5D bewustheid en meer. Dit gaan nie af na die 3D nie, maar dit is 'n geestelike koninkryk. En jy wat nou hier luister, is 'n geestelike mens, gebore uit Abba Vader, ons opperwese. Halleluja. Nou ja, ons onderwerp wat ons met ons sessie 4 gaan behandel saam met julle, is sien niemand na die vlees nie. Vlees spreek van uiterlike, jou natuurlike mens nie. Sien niemand na die vlees nie. En is net volwasse seuns, praat van seuns, is dit vroue en manne ingesluit, sal nooit kyk na die uiterlike en iemand beoordeel. En ongelukkig, as jy onvolwasse is, het jy die neiging om altyd jou opinie te lig vir iets wat jy buite 'n persoon sien, hoekom hy so optree, en dadelik maak jy 'n opsomming van die persoon, en jy het nou klaar die persoon geoordeel. En dit is 'n vleeslike 3D bewustheid wat so optree. Ons moet in 5D dieper kyk as die oppervlak. So, sien niemand na die vlees, die natuurlike mens nie. Kom ons luister. Vertrou, julle ore is oop, julle harte is oop om te ontvang. Hier gaan ons. Daarom ken ons van nou af geen mens na die vlees, die uiterlike, natuurlike nie. 2 Korintiërs 5 vers 16. Dit is nie net 'n mooi idee nie. Dit is 'n uitnodiging tot 'n heel ander manier van sien van mense. Die meeste mense sien steeds deur die vleeslike oog, 3D bewustheid, die natuurlike mens. Hulle sien volgens voorkoms. Hulle sien deur gedrag. Hulle sien volgens etikette, labels. Hulle sien deur ooreenkoms en meningsverskil. Hulle sien deur godsdiens, politiek, wonde en uiterlike gedrag. 3D bewustheid. Maar Christus nooi ons uit om dieper te kyk as net die oppervlak, om met die hart te kan sien. En die hart is natuurlik die 5D Christus bewustheid, wat elke mens het, maar hulle weet nie daarvan nie. En as die ewigheid in die hart van die mens gelê is, wat ons lees in die skrif,
dan is daar iets dieper in elke persoon as die vervorming waarvan hulle tans lewe. En dit laat my dink aan jou identiteit as jy gebore word. Dan word daar dadelik, word jy gelabel as, jy's 'n sondaar, jy's sleg, jy't swak in die wêreld gekom, ensovoorts, wat godsdiens in jou ingedoktrineer het. Sommige leef vanuit die waarheid van wie hulle is. Sommige leef van die leuen. Maar die leuen is nie hulle oorsprong nie. Die leuen is nie hul geskepte waarde nie. Die leuen is nie hul diepste identiteit nie. Daarom glo ons nie, ons is hier om vervorming te versterk nie. Met ander woorde, ek sê altyd, as die blinde lei, val albei in die sloot. As jou godsdienstige leerstellings volg, saamloop, sal albei in die sloot val. Ons is hier om mense te roep tot die waarheid van wie hulle werklik is, hulle ware identiteit. Ons is hier om die hemel aarde toe te bring, net soos wat Jesus dit wel gedoen het. En jy kan dit nie doen terwyl jy mense bloot na die vlees, die uiterlike, natuurlike sien nie. Jeremia se woorde oor die bedrieglike hart word voortdurend herhaal, maar gewoonlik sonder konteks. Nou ja, van ek en Valerie die Bybel oopgemaak het en die konteks reggesit het, die regte vertaling, het alles verander. En natuurlik die tydlyn ook, het ons 'n hele ander siening as wat ons mee groot gemaak was. Want baie mense ruk versekerde goed uit konteks uit in die Bybel en haal die Bybel aan waarvan hulle eintlik niks weet nie. En dan as 'n algemene stelling oor die mensdom toegepas, asof die diepste waarheid oor die mens korrupsie is. Klink dit bekend? Jy word grootgemaak in jou kerk. Godsdienst dat jy as 'n sondaar gebore is nie waar nie. Hoekom? Want jy kom uit Abba Vader, uit die monad, uit die opperwese, jou hemelse Vader, wat perfek is. Maar as die ewige lewe die kennis van die Vader is, en die ewigheid in die hart is, en God se eie asem in die mens geblaas het, dan is iets dieper as vervorming in elke persoon teenwoordig. Die probleem is nie dat God afwesig is nie, want hy is altyd alomteenwoordig, hy is oral, hy is in jou, deur hom beweeg ons, is ons. Die kwessie gaan oor bewustheid, 3D bewustheid, vleeslikheid. Die kwessie is versluiering, die gordyn is nog nie gelig van jou 3D bewustheid, jou natuurlike mens, 5 sintuie nie. Die vraag is of iemand uit eenheid of uit die illusie 3D van skeiding lewe. Die skrif sê dat ons in ons gedagtes vervreemd was. Engelse sê, we were alienated in our minds, in ons gedagtes. Dit maak saak, want as die skeiding in die gedagte is, dan gaan die evangelie van goeie nuus nie hoofsaaklik oor die bestuur van afstand tussen God en die mens nie. Dit gaan oor ontwaking. Dit gaan oor die openbaring, onthulling. Dit gaan oor die terugkeer na die waarheid van wat nog altyd in God gehou is. Daarom, die verkeerde boodskap, die maak van die evangelie van goeie nuus oor 'n latere hemel en hel, die boodskap wat Yeshua verkondig het, nie die waarheid is nie. En die algemene godsdienstige kerke verkondig dit, hemel of hel, ons almal is daarmee grootgemaak. Ek kan sien hoe bekering belangrik is, verandering van verstand. Jesus het die koninkryk verkondig, van goeie nuus. Die toegangspunt was nie later nie, die toegangspunt was binne in jou, en in die nou oomblik, nie later nie.
En as julle glo dat wat julle aan die geringstes van hierdie doen, julle aan Christus doen, hoe kan jy dan mense as weggooi goed aanhou en sien? Hoe kan jy mense aanhou voorstel as toekomstige brandstof vir eindelose marteling? Dink 'n bietjie na daaroor. Hoe kan jy jou naaste lief hê, soos jouself, terwyl jy 'n visie van hulle as ewige weggooibaar koester? Hoor Israel, die Here onse God is een Here. Ons lees in Markus 12 vers 29 tot 31, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, met jou hele verstand, met al jou krag, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself, ons almal ken dit. Maar jy sal nooit ooit God kan lief hê voordat jy nie 'n openbaring het hoe lief hy jou het nie. Dit is die onvoorwaardelike liefde. Met ander woorde, daar's nie voorwaardes nie. Hoe baie voorwaardes gooi die kerklike godsdienstige stelsel voor die mens uit? As God een is, dan is die werklikheid meer onderling verbind as wat godsdiens geleer het. En as liefde die vervulling is, onvoorwaardelike liefde, dan maak dit saak om mense reg te sien uit die regte oog, jou geestelike Christus oog. Sommige mense is nog nie bewus van die lewe van God binne in hulle nie. Met ander woorde, die 3D bewustheid is in werking. Dit beteken nie dat God van hulle afwesig is nie. Dis bloot uit onkunde. Om te ontvang beteken nie altyd om iets te verkry wat nooit daar was nie. Soms beteken dit om bewus te word, soos wat ek deur hierdie leerstelling en onderwerpe met julle deel, dat ek net 'n korreksie maak daar. Ons het nie leerstellings nie, hoor. Die korreksies wat ons doen, die lewenservaring wat ons met julle deel, dit is 'n werklikheid, want die koninkryk is 'n werklikheid. Soms beteken dit om bewus te word wat ons nou by die oomblik doen, om die 5D bewustheid aan julle bekend te maak, verwelkoming aan almal. Abba Vader het almal lief, dis een wêreld, dis een mensdom. Die mens se ego in 3D het skeiding veroorsaak en godsdiens is ook skuldig daaraan. Om bewustelik deel te neem aan wat reeds aangebied is en reeds teenwoordig is, soos ek sê, die koninkryk gaan oor nou. Daarom glo ons nie dat mense leeg is totdat hulle die regte woorde sê nie. Ons glo baie mense slaap oor wat hulle dra. En daarom is onderskeidingsvermoë baie belangrik. Om niemand na die vlees natuurlike mens te ken nie, beteken nie dat jy naïef word nie. Dit beteken nie dat jy nie kan sien waar iemand is nie. Dit beteken jy reduseer, oordeel hulle nie tot waar hulle is nie. Met die vleeslike oog nie, na die uiterlike nie. Jy sien dieper as die gedrag. Jy sien dieper as die slawerny van 3D. Jy sien dieper as die masker van 3D. Jy sien die hart, die diepte, die goddelike vonkel in elke persoon. Laat ek nou benadruk, elke persoon, daai persoon wat jy nie oor die weg mee kan kom nie, daai een wat jou irriteer, en, het ook die goddelike vonkel, maar hulle weet dit net nie, onkunde. Of ten minste begin jy met jouself, jy wat hierna luister. En dit gebeur eers regtig, wanneer jy ophou om geheel en al vanuit die 5 uiterlike sintuie lewe, 3D bewustheid. Yeshua het gesê om nie daaroor te dink nie, alles wat negatief is nie. Hy het mense na die geheime plekke genooi in stilte. Waar is daai geheime plek? Dis die koninkryk binne in jou, the secret place. Binne jou. Nie 'n buitegebou nie, nie 'n tabernakel buitegebou nie, binne jou, in stilte, in enkelheid van oog, jou enkel oog. In 'n wyse van sien wat nie alleen deur die 5 fisiese sintuie beheer word nie, omdat jou fisiese oë reeds beperk is. Hulle sien slegs 'n klein fraksie van wat werklik daar is.
Laat my dink aan die gesegde wat Afrikaners altyd gebruik, die storie agter die storie. Want 'n mens hoor mos altyd stukkie hier en 'n stukkie daar, maar ek sien nie die hele puzzle nie. Nou ons doel is om die hele puzzle stukkie vir stukkie vir julle op te breek, sodat julle uiteindelik die hele puzzle kan verstaan oor die koninkryk. So ja, 'n persoon kan die skrif eindeloos aanhaal. En dis wat godsdienstige mense gewoonlik doen uit hulle onvolwasse en onkundige gedrag. En steeds heeltemal vleeslik natuurlik wees in hoe hulle dinge sien. Die brief kan herhaal word sonder dat die lewe bekend is. Laat my dink aan 'n uiterlike vorm van godsdiens, maar die krag word verloon. Laat my dink aan daai vers wat ons lees in Timoteus. Daarom is die loon van die sonde misgeplaaste identiteit. Nou wil ek ook 'n regstelling maak hier. Ons het groot geword in godsdiens. As jy dans, as jy rook, as jy vloek, dis sonde. Sonde, as jy gaan ondersoek instel in Hebreërs, in Aramees en Grieks, is dit misgeplaaste identiteit. In Engels, misplaced identity. Dit is sonde. En wat die gevolg is as gevolg daarvan, misgeplaaste identiteit, wat jy nie identiteit ken nie, gebeur gedrag soos verkeerde optrede, anger, uitbarsting van kwaad en verslawing ensovoorts. Nou, daarom is die loon van die sonde, misgeplaaste identiteit, die dood, dieper as blote fisiese dood. Adam het nie dood neergeval die oomblik toe hy geëet het nie. Iets dieper het eers gesterf. Bewustheid, sy 5D bewustheid. Die unie-bewustheid. Onskuld. Die geleefde ervaring van eenheid met Abba Vader het hy verloor. Dit is die dood wat godsdiens dikwels mis. 'n Versluiering. Fisiese dood mag volg, maar geestelike dood begin in die leuen van skeiding. Ons was nog nooit geskei van Abba Vader nie. En dis wat 'n openbaring, as jy dit eers ontvang, is jy nooit weer dieselfde nie. En as dit waar is, dan gaan baie van wat die skrif die dood noem, nie bloot oor lyke nie. Dit gaan oor 'n toestand van bewustheid. 3D bewustheid vlees of 5D bewustheid gees. Daarom kan gedeeltes oor die dooies nie altyd tot slegs een betekenis platgevee word nie. En wanneer Paulus sê ons het goeie moed, sê ek en wil liewer van die liggaam al wegbly en by die Here teenwoordig wees, 2 Korintiërs 5 vers 8. Wat presies dink mense dan word gemartel? As jou ware identiteit gees is, hoe martel fisiese vuur 'n geeswese? Dis my vraag aan alle godsdienstige kerke. Dit is die vraag waarvan godsdiens nie hou nie, omdat hulle bloot lê hoeveel van sy leerstelling op geërfde beeldspraak eerder as geestelike onderskeidingsvermoë gebou is. Daarom glo ons dat soveel van hierdie taal met diepte gelees moet word. Nie om erns uit te wis nie, om nie alles vaag te maak nie, maar om te verstaan dat die skrif dikwels in simbool, patroon, allegorie en geestelike werklikheid spreek. En dit is wat die natuurlike kerk oor die algemeen mis, want hulle sien alles uiterlik en letterlik en vergeet deur onkunde, deur leerstelling, wat die diepte van die woord is in simbool, simbolies, geestelik, allegorie betekenis van die woord. Ons het jarelang die vreesgebaseerde weergawe geglo. Toe het ons gevolg wat Jesus eintlik gesê het. Ons twee het stil geword. Ons het binne gegaan, die heilige tempel wat jy is. Ons het die instruksies gevolg. En ons ervaring met God, die opperwese, die monad, Abba Vader, het nie die program wat ons geërf het, bevestig nie. Dit het dit blootgestel.
So nee, ons wil nie meer mense na die vlees, die uiterlike sien nie. Ons wil met die hart sien. Ons wil uitroep wat waar is, die volle waarheid. Ons wil die beeld onder die vervorming eer. Ons wil vanuit die koninkryk binne lewe na buite toe. En ons wil vertrou dat om die hemel aarde toe te bring, begin met hoe ons mekaar sien. Want sodra jy mense met die hart begin sien, deur die oë van Abba Vader, hou jy op om met die leuen oor hulle saam te werk. En jy begin hulle in herinnering te roep, elkeen van hulle. Kom ons luister na die Gees se fluistering, soos ons hierdie sessie 4 afsluit. Moenie stil staan by wat die oë rapporteer in jou 3D bewustheid, vleeslikheid nie. Daar is meer in die persoon voor jou as die wond waaruit hulle lewe. Sien dieper, wees lief dieper en roep die waarheid na vore wat onder die sluier van 3D begrawe is. Dit is die einde van ons boodskap vandag. Het jy iets op jou hart, Valerie? So baie, maar ek kan dit nie aanvul by hierdie program nie. Ons sal dit wel op 'n later program doen. Daar sê dankie. So ons kombineer ons persoonlike ervaring met hierdie, met ander woorde ons praktiese lewe, vat ons in hervorming met ons teoretiese lewe wat ons nou vir julle gee.